Hallo en welkom by Nagskof. In Môre se Republikein kan julle meer lees oor Dirk von Wytz en Arie Jors, twee mans wat teregstaan op klagte van onsedelike aanranding en die verkrachting van 'n minderjarige. Hierdie het glo in die omgewing van Noordoewer gebeur, die 11-jarige dogtertjie wat getuig het in die hof dat hulle haar onsedelik aangerand het, maar hulle prokureurs het tydens die finale betoog wat in die hof gelewe in die Hoërhof in Windhoek gelewer is vandag, gesê dat daar nie genoegsame sterk bewyse is teen die twee beskuldigdes nie. Onder meer is daar 'n mediese verslag aan die hof ingedien as bewyse wat toon dat die meisie se maagtevlies nie beskadig was nie, nie seer gemaak was nie, sy het ook nie enige beserings aan haar private dele gehad nie, maar die staatsaanklaer verduidelik dat die ondersoek maande na die beweerde voorvalle gedoen is en dit ook 'n uitwerking kan hê op die uitslae van hierdie ondersoek. Daar is ook 'n dokter wat getuig het in die hof dat die ouer beskuldigde glo volgens hom was daar 'n baie goeie kans dat hy aan erektiele disfunksie gelei het en dat dit ook teenstrydig is met die beweringe dat hy hierdie dogtertjie verkragt het. So hulle sal nou op 11 Junie hulle lot hoor in die Hoërhof in Windhoek. Maar tot dan het ons vir jou baie ligter noot gelukkig. Daar is 'n kolligblad in Môre se Republikein, kollig natuurlik ons kuns en vermaak publikasie. Ons gaan steeds voort met Pedro Foster se rubriek oor die geskiedenis van kuns in Namibië, 'n geweldige insiggewende rubriek wat hy vir ons skryf. Tans in Môre se kollig deel hy oor die post-apartheid era in kuns en in Namibiese kuns, en hy sê daar was 'n halfe ontploffing van kleur in 'n manier. Hy het voorheen geskryf dat daar nie baie kuns was wat kapsie gemaak het teen die apartheidregering gedurende apartheid nie, maar na apartheid sê hy daar was 'n bietjie van 'n ontploffing in die Namibiese kunste. Hy vertel ook baie kunsgalerye het geglo dat hulle net pro-SWAPO kunstenaars moet bevorder en aanhelp, en hy sê daar is 'n paar kunstenaars wat egter hieronder gelei het, maar hy noem ook 'n paar baie invloedryke figure, onder meer Trudy Dix, invloedryke figure in die Namibiese kunste, en jy weet, plaas so half hulle loopbaan onder die loop en hulle groei as 'n kunstenaar onder die loop. So lees meer daaroor in Môre se kollig. Ook Coraal van der Plas se Swak op Munt Those with the Day is 'n baie spesiale boek wat die swak op munt van ouds vasvang, wat ongeveer so 'n jaar gelede bekend gestel is, sal voortaan in Duits bekend gestel word. Dit is vertaal na die reuse sukses van hierdie boek. Dit is klomp waterverfsketse van Swak op Munt soos wat hy was 'n paar dekades gelede. So 'n lekker onthou van die Swak op Munt wat baie mense ken. So lees meer in Môre se Republikein. Teen 'n koopprys van 450 miljoen US en 'n bouprys van 450 miljoen US beteken dit die nuwe reuse goudmyn Twin Hills net buite Karabab is 'n belegging ter waarde 17.8 miljard Namibiese dollar. En daar sal sowat 1000 werksgeleenthede geskep word teen die tyd wat die bouwerk klaar is oor 2 jaar. Baie mense in die omgewing van Karabab en omliggende dorpe is al baie opgewonde, en Woensdag was daar al 800 van hulle wat by die Karabab Dorpsraad aangemeld het vir 'n vergadering met die ministerie van Arbeid se beamptes en Osino Resources beamptes wat nou die myn gaan bou, om uit te vind hoe om by die regering se NIEIS stelsel te registreer, hulle besonderhede daar te kry, dat hulle ook in aanmerking kom vir hierdie werksgeleenthede wat sal kom. Natuurlik baie van dit ook gedurende die 2 jaar boufase, alhoewel ons nog nie weet presies hoeveel nie. Maar lees meer hieroor in Môre se Republikein. Baie dankie. In ander nuus, die Independent Patriots for Change het Ims Nashinge aangestel om die party te verteenwoordig in die nasionale vergadering, dit hangend 'n hofuitspraak. Kom ons gaan kyk meer. Vice President, our National General Secretary, thank you
so much. Today is Thursday. Where I come from, it's called Etinela Mbaja. It's indeed a beautiful day. It's our day, coming from a small village called Bonanjaba in Makalungu constituency, and that small community of Namibians. I am out of words, but as a leader, one must always be ready 24 hours, and I truly just want to show my gratitude and accept this very important role, responsibility in a free and independent Republic of Namibia. And to truly just to say I accept with humility, the responsibility with humility, with honor, with pride, and with greater patriotism as a child of this beautiful republic. This appointment is about structure and discipline of this beautiful political party, IPC, that leads with focus, with dignity, with respect for everyone in this country, and with a sense of responsibility and ownership and patriotism, since we are all just servants of the people of